hierdie tyd van die jaar is altyd vir my so 'n vreemde tyd. Die jaar is stadig maar seker besig om tot 'n einde te kom en almal verwag dat alles ook rustiger moet raak soos wat Kersfees nader kry. Maar tog het die gejaag vir baie van ons nog nie bedaar nie. Ons gedagtes dwaal dalk al reeds na Kersfees en die vakansieplanne, die van ons wat so bevoorreg is. En soos wat ons begin uitsien daarna, is dit ook asof ons die dae begin aftel, of eerder ons wens eintlik die tyd verby, in afwagting vir die vakansie en vir die feesvieringe. Dit is lekker om opgewonde te wees en om iets te hê om na uit te sien, maar pas op om nie vandag mis te loop in die proses nie, want elke dag wat God vir ons gee, is 'n kosbare geskenk wat ons nie moet miskyk of verbywens nie. Matteus 6 vanaf vers 34 herinner ons daaraan om dag vir dag te leef, om nie oor môre bekommerd te wees nie. Gaan lees gerus die gedeelte. Dit sê vir ons dat elke dag het sy eie uitdagings, maar elke dag het ook sy eie seëninge. As ons te veel fokus op wat vir ons voorlê, mis ons die mooi en die vreugde van die huidige oomblik. So, wees teenwoordig, moenie vandag mis nie, moenie die geleentheid miskyk om vandag dankbaar te wees, of mededeelsaam te wees, of nederig, of barmhartig, of gelukkig te wees nie. Moenie die oomblikke, die dae of die weke op pad na Kersfees toe verbywens nie, want daar is ook mooi in elke oomblik. Psalm 118 vanaf vers 24 sê vir ons dat dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Die Here nooi ons uit om voluit in die oomblik te leef en teenwoordig te wees in elke situasie waarin ons onsself bevind. As ons teenwoordig is, kan ons die volle waarde van ons lewens en verhoudings ervaar. Ons kan betekenisvolle oomblikke met geliefdes koester en ons kan ons geloof verdiep deur God se nabyheid in elke klein dingetjie van elke dag te ervaar. Moenie die geleenthede wat nog voorlê in hierdie laaste paar dae van die jaar mis nie. Daar is nog soveel seëninge om daagliks te ontvang en om te deel met ander. So wees teenwoordig, wees bewuslik betrokke in die hier en nou vandag. En sien hoe God werk in elke oomblik. Mag jy vandag en die komende dae ten volle leef, ten volle teenwoordig wees en ten volle dankbaarheid vind in elke oomblik wat vir jou gegee word. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here, ons kom vandag net vir 'n oomblik voor U stil en ons sê vir U dank, Here, vir elke nuwe dag wat U vir ons skenk. Help ons om teenwoordig te wees in die oomblik en om die skoonheid en die vreugde van elke oomblik te sien en ook werklik te ervaar. Gee ons die wysheid om nie bekommerd te wees oor môre nie, maar om U te vertrou met alles wat vir ons voorlê. Maak ons bewus van U genade en U liefde in elke klein dingetjie in ons lewe. Help ons om dankbaar, mededeelsaam, nederig en barmhartig te wees en om elke geleentheid te benut om U liefde ook met ander te deel. Mag ons bewus bly van U teenwoordigheid en lei ons ook in elke oomblik. Ons vra dit in U groot en almagtige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer tyd gevat het om saam te kyk. Soos jy nou al reeds weet, is ons besig met ons Kersfees projek, wat ons weer soos verlede jaar fondse insamel via ons multimedia of ons sosiale media platforms. En enige geld wat ons gaan genereer via hierdie platforms, gaan ons gebruik om ook vir ons DPS-huise, die seuns en die dogterhuis, Kersfees geskenke te koop, om ook hierdie Kersfees vir hulle baie spesiaal te maak. So enige fondse wat ons via ons online platform gaan insamel, gaan alles vir hierdie projek. So as jy graag wil betrokke raak en 'n bydrae maak, daar is 'n link hieronder, klik gerus daarop en dan kan jy ook so 'n verskil maak vandag in iemand anders se lewe en byvoorbeeld baie dankie. Tot volgende week.